hierdie sitkamer stel jy voor en hopelik begin jy die idee kry van jy moet stil word, jy moet tyd met God spandeer, want dit is belangrik. Maar my vraag aan jou wat jy gou-gou moet oor nadink is, wat weerhou jou daarvan om stil te word? Wat weerhou jou daarvan om God se stem te hoor? Hoe was jou week? Dink gou-gou net vir 'n oomblik aan jou week. Kon jy stil word? Het jy tyd gehad maar dit nie gedoen nie? Weet van die Vader het 'n groot behoefte om met elkeen van ons te praat. Hy het 'n behoefte dat jy hom leer ken, om sy stem te leer ken. So, wat is dit wat jou weerhou daarvan om God se stem te hoor, om stil te word vir hierdie week? Want ons gaan nou in hierdie week stil staan om te luister, om te luister na God, want ons moet ook leer om te luister. Nou daar's 'n gedeelte, 'n teksgedeelte Eksodus 3 vers 14. Dis eintlik 'n baie besonderse teksgedeelte waar Moses die opdrag kry om met die volk te gaan om die volk uit Egipte uit te vat. En nou is Moses in gesprek met God. En Moses sê, Here, as ek nou na hierdie Israeliete toe gaan, wie moet ek vir hulle sê, wie het my gestuur, op wie se autoriteit kom ek? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. As mens net mooi kyk na daai woordjie, wanneer hy sê ek is, beteken dit 'n God wat van ewigheid tot ewigheid daar is. Maar God wat die grootste hartsbegeerte het om in ons tydelikheid, hier waar ons op aarde is, hier in jou aardse tydlyn, om in te beweeg en 'n verskil in jou lewe te maak. Nou miskien moet mens een keer bietjie daaroor preek, net oor hierdie ek is. Maar as 'n mens mooi daarna gaan kyk, dan sê hy, ek wat die almagtige God is. Moses, ek is. Ek sal vir julle word wat julle nodig het. Want ek is alles. Alles is ingesluit in my. So wanneer ek vir jou sê dat dit op jou hart druk dat jy moet kom stil word by die Here, dan is dit sodat hy homself aan jou kan openbaar. Dat hy jou kan leer ook, wie is hy? Ek is 'n God wat vir jou hoop gee. Ek is 'n God wat vir jou wysheid en insig gee. Ek is 'n God wat genesing bring. Ek is 'n God wat vergewe. Al daardie aspekte, dis wie hy vir jou wil wees. Maar hy sê vir ons terselfdertyd, as jy gaan hardloop net op jou eie, en jy maak nie tyd vir my nie, dan kan jy nie my so leer nie. En dis sy grootste hartsbegeerte, dat hierdie almagtige God net met jou wil praat. En dat hy dit vanoggend ook wil doen. Dat hy vanoggend met jou wil praat. Want dalk wil hy vanoggend net vir jou iets leer, wat jou lewe verander. Dalk wil hy vanoggend vir jou iets leer, wat jou in hierdie nuwe seisoen van gehoorsaamheid 'n verskil in jou lewe gaan maak. Die keuse lê by jou, wat jy met dit gaan doen. En ek wil hê dat ons gaan staan en dat ons saam as gemeente dan ook ons geloof gaan bely in hierdie God wat sê, ek is, ek wil saam met jou 'n pad stap, dis wie ek is. Kom ons staan en dan bly ons ook staan vir 2 lofliedere. Môre liefste NG Suid gemeentelede, voor ek bid. Het is gevaarlik om vir my 'n mikrofoon te gee. Ek wil vir julle sê, ons spandeer dalk die tyd met die Here, want ons vergeet wie ons is. Deur Christus wat in ons leef. Ons is geliefd, jy is so spesiaal. Elkeen wat vanoggend hier sit, pappa, mamma, ouma, oupa, grootsis, ouboet, jong mense, julle is so verskriklik geliefd deur ons Skepper. Jy is die kop en nie die stert nie. Jy is al die hare op jou kop het hy getel, hy het jou naam in die
palm van sy hand geskryf, omdat hy jou so lief het. En as jy al ooit verlief in jou lewe was, weet jy wil so baie tyd spandeer met daai persoon. En elke keer as jy by die huis kom, kan jy nie wag om daai persoon te bel nie. Dis soos jou verhouding met die Here moet wees, daai liefde vir hom. Jy wil hom soek, want jy wil luister, wat se boodskap het hy vir jou? Wat wil hy vir jou sê hierdie week? Maar ons moet by sy voete gaan sit, net soos 'n klein kindjie. Moet jy jou verootmoedig voor hom en jy gaan sit by hom en jou oë toemaak en net vir hom sê, liewe Heer, hier is ek vanoggend, hier waar ek sit. U weet wat in elkeen van ons se harte aangaan, maar U het ons so oneindig lief. U wil vir ons wys, Here, om in hierdie tyd waarin ons vandag leef, steeds hoopvol te lewe. Here, met 'n huppel in ons stap te kan opstaan soggens. Here, om mekaar te kan groet, om mekaar te kan lief hê. Here, ek bid dat die NG Suid sal lei so na aan U, Here, dat ons weet, ons kan nie 'n dag begin en eindig sonder U nie. Here, ek bid dat elke gesin vandag sal seën. Here, dat die pappas weer die priesters in die huis sal word en almal saambring kerk toe. Here, dat ons op al die beloftes sal staan en dat ons kinders sal leer hoe lief U hulle het. Here, dat ons 'n verskil daar buite kan maak, Here, of ons 'n introvert en of ons 'n ekstrovert is, Here, U kan ons toerus vir enige iets daar buite. Hemelse Vader, dankie dat U so liefdevolle Vader is, dat U tyd met ons wil spandeer. Here, ons bid U seën oor NG Suid, elke persoon in hierdie kerk, Here, dat dit 'n lewendige kerk sal wees, Here, dat ons lig so sal uitstraal, dat ons alle mense nuuskierig sal maak vir die woord en om 'n Christen te wees, Here, en dat ons trots sal wees daarop om te sê, ek ken die Here, en sy krag is in my krag, en dat ons aan die brand raak vir U, Here. Here, ons loof U en ons prys U. Here, dat U hierdie gemeente sal seën, hulle sal vooruitgaan en vir elkeen van hulle vrede gee. Amen. As jy volgens jou Bybel saamgebring het, 1 Samuel hoofstuk 3. 1 Samuel 3. Ons gaan daar saam lees van 1 Samuel 3, daar van vers 2b af. Gaan ons saam lees. Baie bekende gedeelte. Gaan oor net God wat met Samuel praat. Die eerste keer wat God met Samuel praat. En goed, kom ons lees saam. 3 van vers 2 af. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here, waar die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het en Eli het sê vir Samuel, gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, U dienaar, luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan soos die vorige kere geroep. Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Here, U dienaar, luister. Ons lees tot sover. Nou, sal dit nie wonderlik wees as God so met jou kan praat nie, in 'n hoorbare, luisterende stem, as jy God se stem kan hoor. Ek dink jy gaan baie bang word, jy gaan groot skrik, maar sal dit nie wonderlik wees nie. Nou ons is vandag die eerste Sondag van ons week van gebed, so dit wil sê dit gaan oor gebed. En gebed is baie belangrik. Ons almal weet nou al, wanneer ons praat oor gebed,
dan dink ons aan ons gesprek wat ons met God moet hê. Is 'n gesprek, is eintlik 'n twee-rigting gesprek. Wanneer ons oor gebed praat, kan dit nie net 'n een-rigting gesprek wees nie. Dis nie net wanneer ek na God toe gaan met my lysie en ek sê vir die Here, Here, ek het hierdie nodig, dankie daarvoor, help asseblief daardie ene, net daai behoeftelys. As jy so oor gebed dink, oor die gesprek wat jy het met God, dan skiet dit eintlik ver te kort. Dink net gou daaraan, as jy bid, dan is dit 'n geloofsaksie. Want ons het nog nie vir God gesien nie, jy het nog nie, en ek het nog nie vir God van aangesig tot aangesig gesien nie. So net vir my, om stil te word en te praat met die Here is alreeds 'n geloofsaksie, want ek moet dan glo dat hy bestaan. Want nou spreek ek my hartsbegeerte en my behoefte teenoor hom uit. Maar sien, baie mense dink dat gebed is om net dan te praat met die Here. Daardie geloofsaksie. Maar gebed is 'n tweegesprek, is 'n tweegesprek tussen jou en God. So gebed vra ook geloof in terme van luister, dat ek ook na God moet luister, en dis waaroor dit gaan. So geloof is betrokke wanneer ons praat oor gebed. Nou vanoggend gaan ons by die tweede been stil staan. Ons gaan nie praat oor om met God te praat nie, maar om regtig na God te luister. Want hoekom? Hoekom moet ek na die Here luister? Ons het verlede week vir mekaar gesê, dis so belangrik dat ek en jy inskakel by die wil van die Here. Nou ons het vir mekaar gesê wat is in die grootheid, wat is God se wil? Maar hoe moet hy sy wil aan jou bekend maak? Hy moet met jou praat. So dit beteken dat jy dan ook moet luister. En as ons mooi kyk, is God 'n sprekende God. Hy praat. Hy het begin in Genesis, dan praat hy en hy skep. Sy woord is skepingsmagtig. Hy het net gepraat. Hy het nie 'n kommissie daar gestel nie. Daar was nie eers 'n vergadering gehou nie. Hy het net geskep deur sy woorde wat hy gespreek het. Dis hoe almagtig hy is. Dis wie hy is. En as God praat, dan kan jy maar in die Ou Testament veral ook gaan kyk. As God praat, dan sê hy vir hulle daar in Deuteronomium 6, daai bekende gedeelte, dan sê hy vir hulle, luister Israel. As ek praat, luister Israel. As hy met die profete gepraat het, dan sê hy vir die profete, julle moet luister en presies doen wat ek doen. Moenie jou eie denke gaan bysit nie. Wees gehoorsaam deur te doen wat ek vir jou presies sê. So hulle moes luister sodat hulle presies dit kan doen. En dis wat die Here vir ons wil hê. Hy wil graag hê dat jy sal leer hoe om te luister. Werk soos baie keer daar in ons huis met Anke. Kyk, sy kan baie praat. Partykeer moet ek vas sê, hou nou net bietjie op praat asseblief. Nee, hou net op praat, dan ek kan nie eens dink meer nie. En dan word sy vir my kwaad as ek vas sê, hou nou net op praat. En ek dink partykeer voel die Here ook so. Hou net vir 'n slag op praat. En luister net vir 'n slag. Maar die probleem kom in, ons is so geleer om te praat en goeders vir die Here te wil sê, dat ons nooit eintlik geleer het hoe om te luister nie. Want nou sit jy vanoggend hier en jy sê, maar weet, ek weet nie hoe regtig, hoe praat die Here nie. Want julle sê nou, ons moet sitkamertyd hê, om tyd met God te spandeer, maar hoe hoor ek sy stem? En dis waaroor ons vanoggend so 'n bietjie met mekaar moet praat, want Jesus is vir ons 'n voorbeeld. Daar as jy in die Johannes Evangelie gaan lees, dan lees jy van Jesus wat sê, ek doen net wat die Vader hoor. So wat die Vader vir my sê, dit doen ek presies net so. Dis gehoorsaamheid. Hoe het hy dit reg gekry?
Die Heilige Gees help ons daar en ons gaan vandag daarna kyk. So, jy kan nou vanoggend hier sit en ek het gedink ons moet bietjie sistematies daardeur gaan. Dalk nie vanoggend die diep teologiese preek wat jy dalk sou wou gehad het nie. Maar ek dink as ons kan bly by die basiese goed en ons kan die basiese goed leer van luister, dan gaan dit 'n verskil in jou lewe maak. Dit gaan hierdie nuwe seisoen in jou lewe om regtig God se wil te soek, dit gaan 'n verskil daarin maak. So die vraag is, wat as hy 'n sprekende God is, hoe hoor ek hom praat? Want ek herken mense se stemme, dan weet ek dis daai ene of daai ene wat praat, want ek hoor dit in 'n hoorbare stem, 'n fisies hoorbare stem. Maar die Here, nie een van ons het daai fisiese hoorbare stem al gehoor nie. So as ek na die stemme luister, kan ek nie sê, maar dis die Here wat praat, dis daai ene wat praat, dis daai ene wat praat nie. So nou moet ek sy wil doen, maar ek hoor nie daai stem nie. Hoe werk dit dan, as ons dit vir mekaar sê? Want jy weet al, jy het daarmee te doen gekry, mense kom na jou toe en sê vir jou, die Here het vir my gesê, die Here het vir my gesê om dit vir jou te sê, die Here het vir my gesê, jy moet dit en dit gaan doen. Dan sal jy sê, ja, sure, ja, nee, die Here het vir jou gesê, ek het tog nooit, dan sal jy dalk by jouself dink, maar ek het tog nooit die Here se stem gehoor nie. Hoe die Here dit vir jou gesê? En tog, moet ons dit nie een kant toe gooi nie, né? Dis gevaarlik om dit ook net een kant toe te stoot. Tog sê 'n gedeelte soos Johannes 10 vers 27 vir ons, wanneer Jesus sê, my skape, die wat aan hom behoort, my skape ken my stem. So, menende, ek sal die stem kan hoor, ek sal dit kan identifiseer, hulle ken my stem, en die tweede een is, hulle luister daarna. So, dit is nie net om te hoor nie, maar is dan ook om te doen. So, hoe nou gemaak? Waar begin 'n mens om die Here se stem dan te hoor? Ek dink dit begin dood eenvoudig. As ongelowige is dit moeilik om die Here se stem te hoor. Regtig. Want Jesus bevestig dit wanneer hy sê dan wat ek nou net gesê het, Johannes 10:27, my skape, my kinders ken my stem. So hulle is ingestel op daardie frekwensie. Nou 'n gedeelte soos Efesiërs 2 vers 10, daai baie bekende gedeelte, kyk wat sê hy, en dit is die begin van alles. Dis die draaipunt van alles. Hy sê in Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Maar kyk wat sê hy, in Christus Jesus het hy ons geskep. Nou, as jy net in die Afrikaans lees, dan lees jy die woordjie geskep. So, God het ons gemaak. Nee, hy gebruik in die Griekse baie kragtige woord poema. Al wat dit sê, hy sê vir jou, jy is 'n meesterstuk. Jy is God se meesterstuk. Toe jy op die punt gekom het wat jy gesê het, Here, ek kan nie meer nie. Ek het U nodig as verlosser in my lewe. Toe sê hy, goed, dan maak ek jou oor. Die aardse mens wat gebore is, kom ek maak jou oor. Kom ek herprogrammeer jou. So, wanneer hy sê poema, dan sê hy, jy is 'n kunswerk. Jy is God se kunswerk, sy vakmanskap. Jy is weergebore, so jy is vanuit God gebore. In eenvoudige taal, in die taal wat ons deesdae ken, dat eintlik as dit ware, want kyk, toe ek weergebore is, het my liggaam nie verander nie. Ek is dieselfde mens, maar iets binne in my het verander. My gees het lewe begin kry. En die gees is God se inspraak, is die wyse waarop God inspreek in jou lewe. So wanneer jy tot bekering kom, dan sê God, goed, ek gee weer lewe aan jou gees, wat dormant was as gevolg van die sonde.
En dis baie belangrik dat jy dit sal weet. So hy kom sê eintlik vir jou ook in ons alledaagse taal, ek kom sit vir jou as dit ware 'n nuwe moederbord in, dat jy op 'n ander manier kan funksioneer. Jy gaan nou anders te kan funksioneer. Die ou natuur, die ou mens, voordat jy tot bekering gekom het, was nie in staat om God se stem te hoor nie. Maar, toe jy weergebore is, nuut oorgemaak is, wat gebeur? Die Heilige Gees kom woon nou in jou. En die Heilige Gees wil jou leer en rig en lei in die volle waarheid. So die Heilige Gees gaan 'n baie belangrike rol speel in jou luisterproses. En hoekom doen hy dit? Hoekom wil hy juist hê ons moet luister? Want hy sê mos vir jou, vir die goeie dade waarvoor ek jou bestem het. Jy moet luister wat jy moet doen. Jy kan nie net wegval en op jou eie aangaan nie. Dis terwille van die koninkryk, my kind. Dat jy 'n ligdraer moet wees, dat jy my wil moet doen, dat jy moet hoor, sodat jy my beter kan leer ken. So om binne God se wil te beweeg, vra dat jy sy stem moet kan hoor. So die vraag wat mense dan vra is, maar hoe gaan hy met my praat? As ek nie fisies sy stem hoor nie, hoe gaan hy met my praat? Maar voordat ons dalk by daardie vraag kan antwoord, moet ons dalk eers vir mekaar sê vanoggend, wat weerhou jou daarvan om God se stem te hoor? Daar's 'n paar goed, en die mens kan sekerlik baie noem. Ek dink een van die eerste goed is, die owerste van hierdie wêreld, die duiwel, Satan, Lucifer, noem hom wat jy wil. Hy wil nie hê dat jy God se stem moet hoor nie. Want as jy God se stem hoor, dan gaan jy optree volgens God se wil. En hy wil dit nie hê nie. So hy gaan jou weerhou daarvan. Hoe weerhou hy jou daarvan? Hy sê vir jou, daai sonde wat jy doen is nie so erg nie. Jy hoef dit nie te bely nie. So die sonde wat ek in my lewe het, breek eintlik die verhouding tussen my en God. So die sonde waarmee jy besig is, wat jy koester, wat jy sê, ag, dit het nie so groot effek nie. Dit het 'n groot effek op die verhouding. As jou kind droog maak, né? Dan loop hulle mos maar sulke draaie om jou. Né? Jy as ouer kom agter iets is nie lekker nie. Want hulle kan jou nie in die oë kyk nie, hulle vermy jou en al daardie goedjies, né? As jy sonde in jou lewe het, wat nie bely word nie, wat jy koester, wat jy sê, ag, dit het nie so groot impak nie. Dis wat die duiwel vir jou sê. Ons moet dit bely, sodat daar nie skeiding is tussen ons en God nie, sodat ek sy stem baie mooi kan hoor. Wat doen hy nog? Hy maak jou eenvoudig net te besig. Ek praat in die week met 'n onderwyser daar by die skool. En hy sê vir my, dis net chaos, dis besig. Naweke is besig, hierdie hele kwartaal is vol. En nou sê die kerk vir ons moet stil word, ons moet rustig word, maar dit is baie besig en die kinders is besig. En dan kom jy agter, iewerste gaan jy moet tyd maak in jou program om by God te gaan stil sit. Want jou binneste raak so besig. Jou skedule is net eenvoudig te vol. Jou ore is gevul met 'n klomp ander stemme. En dan het jy nog die vrees van, as ek gaan stil word en die Here praat met my, dat hy my dalk 'n opdrag gaan gee wat my ongemaklik gaan maak, uit my gemaksone uit gaan bring. Was jy al by 'n of by 'n dam, en as dit windstil is, en jy sien eintlik net die spieelbeeld van die bome en die berge en goed op daardie dam. Dit moet stil wees, sodat daai refleksie kan plaasvind. As daar baie beweging in die water is, dan kan jy nie die refleksie kry nie. As daar baie beweging in jou lewe is, dan gaan jy nie
God se stem hoor nie. Jy gaan uitgelewer wees aan die wêreld se stem. En in Matteus 5 vers 11 dan kom praat die Here met ons en hy sê vir jou, hoor wat sê hy, wie ore het om te hoor, moet luister. So hy sê, as jy na my toe kom, kom met 'n oop hart, kom met 'n oop gemoed. Wanneer ek gaan sit, dan sê hy, dan kom jy in nederigheid na my toe, want Here, U weet beter. Die Here vra van jou, wanneer jy kom sit en luister na hom volle oorgawe, dat jy sal bereid wees om te verander, om by sy stem aan te pas. Hy vra gehoorsaamheid dat jy dit net sal doen. Goed, nou kom ons by die vraag. As 'n klomp goed in jou lewe, wat kan keer dat jy nie kan luister nie. Nou kom ons by die goed van, goed, hoe praat die Here? Ons het vir mekaar gesê, as gelowiges het hy ons lewe kom verander, so hier binnekant is jy nou verander, jy is ingestel op God se frekwensie, soos 'n radio, daai ou radio's, né? Asof as jy hier deur Schoemanskloof ry, dan en jy luister radio, dan gaan hy so van stasie af en ek weet, dit irriteer jou ook seker soos wat dit my irriteer, dan sit ek die radio af. So as jy nie op God se frekwensie is nie, dan hoor jy nie sy stem nie, jy hoor shh, die hele tyd. En dis die wonder van 'n gelowige, 'n kind van God, dat die Heilige Gees is daai dekodeerder, wat God se stem in jou lewe hoorbaar maak. Dis wat hy kom doen. En die Here praat eenvoudig. Wat kom doen jy in jou tyd, wanneer jy tyd met hom spandeer? Jy lees die Bybel. En die Here praat deur die Bybel. Hy praat met jou. Jy leer hom beter, deur hierdie woord leer jy hom beter ken. Dis hoekom ons altyd vir mekaar sê, wanneer jy die Bybel lees, vra vir die Heilige Gees om dit vir jou te openbaar. Dat dit Gees geïnspireerde woorde word. Die ander woord wat hulle daarvoor gebruik, dat dit rema woord word. Nie maar net letters op papier nie. Dit moet Gees vra die Heilige Gees om dit vir jou te kom openbaar, om dit in jou lewe in te laat werk. God praat deur omstandighede, goed wat gebeur in jou lewe. God praat deur ander mense ook. God praat deur die uitspansel, deur net die natuur. As jy in die wildtuin of jy sien 'n mooi waterval of 'n blommetjie, baie keer is jy so besig, jy sien eers die blomme in jou eie tuin nie, tot op 'n dag wat jy daar loop en jy sien hierdie mooi blom. En jy staan stil en jy ruik dit. Dan doen dit iets aan jou. Dit laat jou ietsie aan die skepping dink, dit laat jou aan God dink. Maar dit vra van jou dat jy sal fokus op hom, dat daar 'n openheid en 'n sensitiwiteit sal wees. As ons kom, en ek wil graag met jou praat oor die Heilige Gees. Want dis die groot ding wat verander het in jou lewe, as jy die Heilige Gees gekry. Die Heilige Gees, wat die dekodeerder is, wat God se stem verstaanbaar gaan maak, wat jou help. Hy is die ene wat jou help onderskei tussen jou eie stem en God se stem. Want baie keer sal jy nou wonder, en ons het almal al, wanneer jy besluite byvoorbeeld moet neem, is dit nou my eie wil wat ek hier volg? Ek wil graag God se stem hoor, om God se wil. En dis waar die Heilige Gees 'n baie belangrike rol speel. En is interessant, die Heilige Gees is Johannes 16 vers 14 sê, die Heilige Gees praat altyd in lyn met die woord, met die Bybel. So hy sal, Johannes 16 vers 14 sê, hy sal my verheerlik. Wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Die Heilige Gees is nie 'n los stem wat hier van die kant af inkom nie. Dis God se stem wat binne in jou is. En dis hoekom jy dit moet leer. Dis hoekom jy jou verhouding met die Heilige Gees moet koester, om sy stem te leer ken. Hy is die ene wat vir jou vrede gee. Daai vrede wat jy net kry partykeer te sê, maar hierdie is die regte ding. Dit is die Heilige Gees wat dit gee. Hy help ons om ook gehoorsaam te wees aan dit wat ons hoor. Hy help ons met daai innerlike wete
dat hierdie is wat ek moet doen. Ek weet nie hoe nie, ek weet dit nie. Maar ek het nou nie vanoggend dit hier gebring nie, ek het al een keer daaroor, ons kan weer daaroor praat, maar hoe dit werk, God se inspraak in jou lewe, God se stem in jou lewe. Ons het gesê, toe jy nuutgebore is, het hy jou gees kom weer laat lewe kry. Die gees wat dormant was. Wat is die gees? Is die inspraak van God in jou lewe. Want as jy in Johannes 4 kyk, dan sê hy, ons is gemaak na God, en wat is God? God is gees. So God kom praat in jou gees, en hy kom spreek, en wat? Dit gaan oor, dit vloei, dit wat hy sê, ek hoor dit nie in 'n fisiese stem nie, maar dit vloei oor na my gedagtes toe, na my denke toe. En daarna, wat is die resultaat? Daarna gaan doen ek wat my denke vir my sê. Dis hoekom my denke so belangrik is, dat ek dit moet beskerm. Maar wanneer jy tyd gaan spandeer, is die belangrike dat jy net rustig sal sit. Sit net rustig. Wees net oop. Vra vir die Heilige Gees om met jou te praat, en jy gaan sien. Dis 'n proses wat jy moet leer om te luister. Dat hy gaan praat wanneer jy jou Bybel lees. Hy gaan vir jou sensitiwiteit gee vir omstandighede. En baie keer sê ek altyd vir mense, as iemand na jou toe kom, en hulle sê vir jou, die Here het vir my gesê om dit vir jou te sê. Dit sal nooit teen die woord van God gaan nie. Kry bevestiging. Gaan kyk, vra vir die Here, Here, ek het nou hierdie woord gehoor van iemand af. Bevestig dit asseblief vir my. En dan, partykeer gee die Here net vir jou 'n skrifgedeelte in jou gedagtes. En dan gaan kyk jy, dan sien jy, dit het al baie met my gebeur. Dan bevestig hy dit. Of hy stuur iemand oor jou pad, wat sê, weet jy wat, vanoggend het ek hierdie gedeelte gelees, en ek het net aan jou gedink. Dis 'n bevestiging daarvan. Dan weet jy, dis ook hoe die Here praat. My vraag is jy gereed vir 'n nuwe seisoen in jou lewe? Ons het vroeër vir mekaar gesê, as jy dieselfde goed doen, gaan die uitkoms dieselfde bly. En ons het mekaar uitgedaag om te sê, maak hierdie jaar anderste. Maak dit 'n nuwe seisoen in jou lewe. Laat dit nie maar net nog 365 dae op jou kalender wees nie. Laat dit nie maar net nog 12 maande wees nie. Maak dit anderste. Begin deur vir die Here te sê, Here, ek het nou vanoggend gehoor dat ek moet luister na U, maar ek weet nie. Kom leer my. Heilige Gees, kom leer my. Hier is ek is oop daarvoor, kom leer my. En hierdie week van gebed is 'n guldige geleentheid. Ons gaan vir jou elke dag ietsie stuur. Maak tyd daarmee. Koop tyd uit. En wanneer jy tyd uitkoop, los jou selfoon, sit die radio af. Moenie jou selfoon langs jou hou nie, want al sit jy hom op vibreer of wat ook al, as hy vibreer dan is jou gedagtes weg. Sit hom in die kamer of waar ook al, nie by jou nie. Word stil. Laat toe dat die Here so praat. Want dit is die grondslag van herlewing. Herlewing in 'n gemeente begin by die individu. Dit begin nie hoe beter die orkes is of al hierdie hase wat ons uit die hoed uit moet haal om mense te beïndruk nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dis nie vir God belangrik nie. God stel belang in jou hart. So dit begin by die individu, dit begin by jou. Dit begin by luister en tyd spandeer. As elkeen, het ek verlede week gesê, as elkeen dit sal doen, gaan ons sien hoe God werk. Ongekend. Ons gaan verras wees. Dis die grondslag van herlewing. Ek bid dat hy jou opgewonde sal maak oor 'n luisterproses. Dat jy in 'n seisoen sal gaan van luister om God se stem te hoor en gehoorsaam te wees daaraan. Kom ons sluit die oë. Here,
Hier praat ons weer met U. Maar my gebed is vanoggend baie eenvoudig. Kom leer ons om dalk minder te praat, maar meer te luister. En as ons luister, om gehoorsaam en gewillig te wees om te doen. Ek bid vir elkeen wat hier is, elkeen wat na die boodskap luister, dat U by hulle deur die werking van die Heilige Gees 'n honger sal skep om te luister. Kom leer ons Heilige Gees hoe om te luister. Want U is binne in ons en ons wil graag gehoorsaam wees. Ons wil graag luister. Ons wil 'n sensitiwiteit kweek vir U stem. Want U beloof, as ons U skape is, dan sal ons U stem herken en ons sal luister daarna. Hier is ons Here. Praat met ons. Ons is U dienaars. In Jesus naam bid ons dit. Amen.